Goeienaand en baie welkom by Eindtyd Onthullings, waar ons waarhede onthul en leuns ontmasker. Nou gisteraand het ons saam geluister na Openbaring hoofstuk 13 en ons het gekyk spesifiek na wie die twee diere is. En ons het agtergekom dat die Roomse Katholieke stelsel een van die diere is en die ander wat ons gesien het was Amerika. En Eben het ons baie mooi gelei en deur alles baie mooi verduidelik hoe om dit te verstaan en alles wat daarmee saamgaan. Daar's wel een ding waaraan hy nie spesifiek geraak het nie. En dit is een van die tekste wat praat oor vuur wat uit die hemel uitkom. En daarvoor wil julle die volgende 2 aanbiedings nie mis nie. Hy gaan vanaand begin daarmee en môre aand gaan hy dieper daarna kyk. So maak seker, julle is hier om daarna te luister. Vanaand kyk ons na iets wat hy gesê het te doen het met die wyn van Babylon. En dit is die skouspel van spraak. Waaroor gaan dit? Hoekom is dit belangrik om te weet wat agter die skerms gebeur? En daarvoor gaan ons vanaand dan begin om verder te kyk daarna. Maar kom ons nooi hom op die verhoog. Eben? Goeienaand. Goeienaand, Eben. Gaan goed, dankie. Nou, jy het vir ons diep dinge vertel gisteraand. Jy het vir ons mooi gewys oor Openbaring 13. Jy het konsepte gewys oor die 666 en die merkteken van die dier. Maar daar's wel 'n paar vrae wat opgekom het oor van die goed wat jy genoem het. Die eerste een wat ons graag oor wil weet is, jy het gepraat van die microchip wat in die hand gesit word en nog kleiner, hy kan ingespuit word. Maar toe het jy gesê dit is nie die merk van die dier nie. Maar kan tegnologie wel 'n rol speel om die merk van die dier te laat gebeur? Ja, verseker. Ons moet een ding onthou, die RFID wat hy nou na verwys, is definitief nie die merk van die dier nie, maar die feit dat dit nie van self die merk van die dier is nie, beteken nie dat dit kan gebruik word om die merk van die dier, ek wil amper sê, toe te pas of af te forceer nie. Want dit is 'n geweldige kragtige metode om beheer oor mense te hê, veral wanneer dit gaan oor byvoorbeeld om te koop en te verkoop, om te weet waar iemand is ensovoorts. So dit kan saam met die merk van die dier gebruik word, maar dit is in en van homself nie die merk van die dier nie. Ek is baie bly om dit te weet, want ek het gehoor dat daar mense is wat gepraat het oor die inspuiting wat jy gekry het tydens die COVID-19 epidemie, ook daarna toe kan lei. En toe ek nou daaroor dink en jy praat gisteraand en jy noem van hy is in jou bloed en of een van die maniere om dit uit te kry is jy moet jou hand afkop of so. Dink ek aan 'n teks wat sê as jou linkerhand 'n probleem het of jou regterhand 'n probleem het, kap hom af. So definitief kan ons dit dan nie letterlik opneem nie. Ja nee, verseker, moet nou nie gaan sê ek het gesê kap ledemate van jou af nie, verseker nie. Ek dink dat daar's 2 verskillende kontekste daar. Wat ons daar in die Bybel kan verstaan is eerder dat wanneer daar 'n sekere ding in jou lewenswandel is, dan is dit iets wat jy van ontslaa moet raak as dit jou gaan weerhou van jou verhouding met Christus, met ons verlosser. So, in terme van daai mikroskyfie, as dit sou gebruik word as deel van die toepassing van die merk van die dier of iets van daai aard, sê ek nie gaan staan en kap jou arm af nie, daar's waarskynlik minder gewelddadige maniere om van die ding ontslae te raak, as om jou hand se muur net eenvoudig af te kap. Maar ek dink ons moet net die Bybel konteks van die 2 verskillende verse verstaan. Die een word nie genoem direk in die konteks van die ander nie. En dis hoekom ek dit baie belangrik wou sê, want toe jy dit noem, sê ek van, sal ek nou afkap of nie? Onthou net, hulle praat van die merk nie net op jou hand nie, ook in jou kop, so wat gaan jy nou afkap as jy dan van hom ontslae wil raak, as jy hom in die voorkop ingespuit gekry het, jy moet jouself nie onthoof nie. Nou, ons het agtergekom dat meeste van die nuutste Suid-Afrikaanse kalenders wat daar is, begin op 'n maandag en eindig op 'n Sondag. En die vraag is, as ek dan daardie kalender volg en ek gaan op 'n Sondag kerk toe, hou ek dan nie inteendeel die 7de dag heilig nie? Goed, onthou, mense kan kalenders uitbring wat op verskillende maniere gewysig is ensovoorts, maar die Bybelse kalender is baie duidelik en eenvoudig. Enige teoloog kan vir jou vertel, in die kronologie van 'n week is die 7de dag, hy begin letterlik op 'n Vrydag aand wanneer die son sak, en hy eindig op 'n Saterdag aand wanneer die son sak. Want in Genesis praat dit van, dit was aand en dit was môre die eerste dag, en selfs in die Bybel word daar na 'n Sondag verwys as die eerste dag van die week.
dit is wel so, dat jy die keuse het, partykeer op jou laptop of op jou tablet, om vir jou persoonlike gebruik, jou weekkalender so te kan stel, dat hy begin of op 'n Sondag of op 'n Maandag. Maar dit verander nie God se tye en wette enigsins nie. Die werklike toepassing van die week is letterlik, hy begin op 'n Sondag, hy eindig op 'n Sabbat. So die 7de dag is altyd die Sabbat. En dit is so deur bewys. So daar kan Ja, jy verandering verseker. wees. Ek kan miskien net iets noem, dat baie mense sê, maar as daar soveel millennia verby is, van die skepping af tot nou toe, hoe weet ons is nog steeds op dieselfde week, of op die regte dae-indeling van die week? Ons kan met vrymoedigheid aanneem, dat Jesus Christus nie die verkeerde dag gevier het nie, korrek? Want ek meen, hy is tog die een wat geskep het. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, woord was by God, woord was God. Vers 3, alles het ontstaan deur hom. En hy het die regte dag gehou. Nou, van die tyd van Christus af, was daar wel 'n verandering van die kalender, maar dit was 'n datum, of dan nou die getal in die maand wat verander het, nie die weeksiklus nie. En nou het hulle navorsing gedoen oor, was daar enigsins 'n verandering in die weeksiklus in terme van dae, en daar was nie. Die weeksiklus het onveranderd gebly tot vandag toe. Laaste vraag. Jy het gewys na 666 en dit gekoppel aan die Romeinse katholieke stelsel. Ja. Maar nou het ons 'n vraag oor, die Bybel was geskryf hoofsaaklik in Hebreërs, Arameers en Grieks. Ja. So, op watter grond of gesag kan Latyn gebruik word om die nommer 666 te identifiseer? Dis 'n baie goeie vraag. Die Bybel is inderdaad geskryf, die Ou Testament primêr in Hebreëus, daar's wel Aramees ook in, enkele hoofstukke, enkele verse in sekere hoofstukke, en dan die Nuwe Testament in Grieks. Nou in beide Hebreëus en Grieks het jy ook daai getalstelsel waar jy die berekening kan doen, maar die Vicarius Filii wat ons in die vorige lesing na gekyk het, is spesifiek Latyns. Nou waarom Latyns as die Bybel nie daarin geskryf is nie? Die Bybel doen baie moeite om vir jou te wys presies wie die Antichrist mag is. En daai mag moet binne sy eie konteks ontleed word. En hulle taal is dan nou juis Latyn. So die titels wat hulle dra is nie 'n Hebreëse titel nie, dis ook nie 'n Griekse titel nie. So jy kan nie die getal ekwivalente van Hebreëus of van Grieks gebruik om 'n Latynse titel se getal te bereken nie. Jy moet daai getalstelsel van daai taal gebruik om daai taal se syferberekening om by daai eindsom uit te kom. En dis hoekom ons dit dan nou gebruik volgens die Latynse stelsel. Kom. Weer eens, as jy enige vrae het, veral na die aanbieding, maak seker vir die wat nie gehoor is om dit neer te skryf en dan net vir ons te gee, dan kan ons dit weer vra môre aand, of as jy luister aanlyn later, onthou jy kan vir ons jou vrae stuur na 060 248 1172. Dis 'n WhatsApp nommer 060 248 1172. En daai vrae wat ons ontvang, sal ons dan vir Eben aanstuur en dan kan hy dit antwoord. En dalk op 'n program of twee nog ons kan dit doen, later. verseker. Definitief. Nou net vir die wat later gaan luister, vir die wat hier is, ek wil net noem, daar is 'n boekie wat geskryf is oor vanaand se aanbieding. Maar, daar's vir my gesê, vanaand se aanbieding is nie dat jy die boekie vanaand gaan kry nie. Kom môre aand en kry die boekie. Dis vir die wat hier is. Vir die wat aanlyn gaan kyk, jy kan hierdie boekie bestel by learnprophecy.com. learnprophecy.com. Gaan kyk daar, al die ander boeke is ook daar beskikbaar en bestel dit dan so. Maar vir nou, Eben, ons gee oor aan jou. Baie dankie. Vanaand bespreek ons 'n relatief sensitiewe saak en die titel is Skouspel van Spraak. Waarom skouspel van spraak? Want om te sien wat gebeur veral in die Pinkstergeleedere wanneer hulle in tale praat, is nogal 'n skouspel. Dis nogal iets om te beleef. En vir die van u wat nie blootstelling daarin gehad het nie, gaan ons 'n klein videogreep daarvan speel en dan net sodat u ten minste net 'n idee het van waarna dit is wat ons verwys. Maar voordat ons begin, kom ons buig net die hoofde en bid ons saam. Heilige Vader, ons is dankbaar vir die geleentheid wat ons het om vanaand weer die woord te open en dit te bestudeer, veral wat die gawe van tale aanbetref. En ek wil vra dat u vir ons sal lei deur u Gees,
dat ons getrou sal bly by die teks van die skrif en ook die konteks daarvan. So leer ons, lei ons deur u Gees in Jesus naam. Amen. Goed, die gawe van tale in die Christendom. Daar's twee radikaal teenstrydige en wederzijds uitsluitende sienings oor wat die gawe van tale behels. Aan die een kant is daar mense wat sê dis 'n onaangeleerde mensetaal om met ander te kan kommunikeer en die gebruik daarvan is dan spesifiek om die evangelie te verkondig. Aan die ander kant is daar groeperings wat sê dis 'n gebeds- of toewydingstaal wat wesenlik onverstaanbaar is. So niemand kan dit verstaan nie, maar die interpretasie van die inhoud van daai taal is dan afhanklik van die gawe van uitleg van tale. Dis nie dat die persoon woord vir woord verstaan wat die persoon wat in tale gepraat het, gesê het nie. Dit is 'n bonatuurlike onthulling van die betekenis daarvan wat dan met die gehoor gedeel kan word. Omdat in die geval waar dit uitgelê moet word, is dit normaalweg 'n korporatiewe omgewing, met ander woorde 'n kerkdiens of 'n Bybelstudie of 'n bidtuur of ietsie van daai aard. So, wat is die gawe van tale volgens charismate, of dan nou Pinkstermense, mense wat spesifiek hierdie gebruik van die gawe van tale beoefen? Hulle sê dis 'n gawe volgens 1 Korintiërs hoofstuk 12, en ek stem 100% saam, dit is wat 1 Korintiërs 12 sê, ons gaan bietjie later vanaand daarna kyk. Maar dan sê hulle ook, dis 'n bewys van doping in die Heilige Gees. Daarin gaan ons moet toets aan die geskiedenis, en ons gaan moet kyk wat die Bybel daaroor sê. Ons gaan ook moet kyk wat is die oorsprong van daardie spesifieke siening. En dan, dis in hierdie groepering onder charismate en Pinkstermense wat hulle sê, dis 'n persoonlike toewydings- en aanbiddingstaal. Nou, volle openbaring. Ek het groot geword Pinkster. Hierdie is nie vir my vreemde dinge nie. Ek het begin om in tale te praat toe ek 12 jaar oud was en ek het dit beoefen tot in my 30s. So dis nie vir my iets vreemd nie, dis nie iets wat onbekend is aan my nie. Ek het teologie gestudeer, ek het my graad en my honeursgraad het ek gedoen binne die Pinkster omgewing. So ek weet ook in 'n akademiese konteks waarna hulle verwys, hoe hulle daarna verwys, hoe hulle daarmee deel. En daar's 'n rede waarom ek wegbeweeg het van daardie siening en oortuiging, waarom ek tot ander oortuigings gekom het. En dis juist dit wat ek met u deel, beide vanaand en môre aand. Vanaand gaan ons deel spesifiek met die verwysings na tale in die boek Markus, in Handelinge en in 1 Korintiërs hoofstuk 12 en 13. En dan gaan ons kyk na sekere voorbereidende konsepte rondom hoofstuk 14, maar môre aand gaan ons vers vir vers deur 1 Korintiërs hoofstuk 14 werk. So, kom ons kyk net vinnig, hoe lyk tale? Yeah, see, that's the Spirit of the Lord. That's the power of God coming on you. That's the anointing of God. It's a radical last day anointing. It's an end day anointing, an end time anointing. There it is, 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 there it is. Korabashata rabakarabashande. Holy fire! Holy fire! Holy fire! Holy fire! Holy fire! Holy fire! Here it is. Oh, that's real. This is real. This is real. This is real. That's it. That's it. That's it. That is a whole new level of breakthrough in your life tonight. A whole new level of breakthrough in your life tonight. If you don't open your mouth, the Holy Spirit can't talk. All right, now I want everyone to raise your hands and we're going to pray in tongues. Hallelujah. Let's do it. Oh, we love you, Jesus. So koho rashada kahala busida. Lo rashada kahala busida. Let the Holy Spirit fall. He's here. Feel His power. Feel His power. This is you talking, and the Holy Spirit is just going to whisper in your ear what to say. You have the answer. Don't stop. Don't stop. This is the greatest day of your life next to the day you got saved. Goed, in alle eerlikheid en regverdigheid, nie alle gevalle waar die gawe van tale manifesteer,
is dit tot hierdie ekstreem nie. Maar ek kan nie verseker, ek het ook al erger as dit gesien. Let op dat saam met die spreking in tale was daar ook wat hulle iemand hand op lê en die persoon dan val. Hulle praat in Engels daarvan dikwels as slaying in the Holy Spirit, dat die persoon dan oorweldig word as ware deur die Heilige Gees en dan op die grond neerval. Nou hulle glo dit is dan ietsie wat gedryf is deur die Heilige Gees. Nou let op wat die dame gesê het vir die kinders. If you don't open your mouth, the Holy Spirit cannot speak. Kry ons enigsins in die Bybel dat waar tale manifesteer, dat iemand op daai manier gevra moet word of dan nou amper uitgelok moet word om in tale te praat? Hoegenaamd glad nie. Ons kry 3 gevalle in die Bybel waar daar in tale gepraat is, wat dit nou in detail vir jou gesê word wat daar gebeur het, nie noodwendig in detail nie. Eintlik die eerste geval, Handelinge 2, is die mees gedetailleerde beskrywing, dan 'n korter beskrywing in Handelinge 10 en dan net 'n baie kort verwysing in Handelinge 19. En daar's 'n rede dat hulle nie elke keer in detail verduidelik nie, maar nie in een van daai 3 gevalle was daar 'n poging aangewend om die persoon te lei of uit te lok om in tale te praat nie. Daar's geen Bybelse fondasie om daai metode te gebruik nie. So, wat sê die Bybel? Die Bybel sê vir ons, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot 'n regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. So ons moet gaan en kyk na die totaliteit wat die Bybel vir ons vertel oor hierdie aspek, voordat ons 'n konklusie kan bereik oor wat tale in die Bybel werklik behels. So, ons begin te kyk na tale in Markus 16. Nou, Markus 16 is miskien in sekere kringe 'n bietjie kontroversieel, want daar's baie mense wat sê, maar dis 'n latere byvoeging tot die evangelie van Markus. Nou, ek gaan nie die meriete daarvan vanaand evalueer nie. Ons gaan daai gedeelte van die teks, die langer einde wat hulle dit noem, van Markus, gaan ons aanvaar soos wat hy daar geskryf is, en ons gaan kyk wat vertel dit vir ons oor tale. Nou ons lees vanaf vers 15, dit sê, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Nou hier is die korter weergawe van die groot opdrag wat ons ook in die laaste hoofstuk van die boek Matteus kry. Die laaste hoofstuk van die boek Matteus vertel vir ons 'n langer gedetailleerde weergawe, maar hy noem nie tale nie. Hierdie weergawe noem dit wel. Hy gaan dan aan, hy sê, hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. Let op, hy praat hier van nuwe tale. Nou in Grieks is daar 2 woorde vir nuut, neos en kainos. Die woord wat hier vertaal word as nuut is die woord kainos, nie neos nie. Wat vir jou iets vertel van die aard van die tale. Dis nie 'n totaal nuwe taal nie, dis iets wat van tevore al bestaan het, maar wat nuut is vir die spreker. So dis wanneer die spreker 'n nuwe ervaring van daai taal het, maar is 'n reeds bestaande taal. Dan gaan hy verder. Hy sê, nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. Nou, waarom lees ek hierdie laaste gedeelte ook, sodat ons kan sien wat is die groter konteks waarin hierdie boodskap kom. Hy vertel vir hulle, daar gaan sekere tekens wees wanneer julle die evangelie gaan verkondig, wanneer julle hierdie opdrag wat ek gee gaan uitvoer. Een van daai tekens gaan wees nuwe tale waarmee mense spreek, en net daarna is Jesus opgeneem in die hemel, wat beteken wanneer ons Handelinge toe gaan ons dieselfde tydvak ook 'n beskrywing van kry, en ons kan hierdie 2 dan korreleer. Maar in terme van wat tale is, kry ons nie nuwe inligting hier nie. Hy sê bloot net, met nuwe tale gaan hulle praat. So of hierdie nou 'n gedeelte is in die Bybel wat jy aanvaar, al dan nie, maak nie regtig saak nie. Daar's nie 'n diep teologiese insig wat ons kry
uit net hierdie term nuwe tale nie. Die dieper betekenis kry ons in Handelinge en veral in Korintiërs. Nou kom ons gaan na Handelinge toe, en ons is in Handelinge 2, en ons begin lees by vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het, om uit te spreek. Let op hierdie ander tale, die woord ander hier is die Griekse woord heteros, dis waar ons byvoorbeeld 'n term soos heteroseksueel kry. Met ander woorde, iemand wat heteroseksueel is, teenoorgesteld as met homoseksueel, heteroseksueel, hulle gaan in 'n verhouding in met iemand wat 'n ander geslag is as hulle, maar die ander een is ook 'n mens. Goed? So, wanneer dit kom by hierdie tale, met ander tale, heteros glossais, die ander taal, is dan duidelik, dit moet van dieselfde kategorie of groepering wees. Goed, ons gaan verder. Hy sê, en daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, wat uit onder elke nasie, wat in die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in 'n war, want elkeen het gehoor, hoe hulle in sy eie taal spreek. So het die hoorders die taal verstaan, definitief, dis wat die teks vir ons vertel. Nou gaan hy aan, hy sê, en hulle was almal verbaas en verwonderd, en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Met ander woorde, ons hoor hulle in ons moedertaal. Maar nou sê hulle, maar is hierdie klomp nie Galileërs nie? Hoekom is dit relevant? Want die mense in Galilea was baie eenvoudige mense, dikwels nie geletterd nie, en nie mense wat noodwendig wêreldreisigers was nie, daar was miskien hier en daar 'n uitsondering, maar hulle was primêr baie eenvoudige mense, baie van hulle vissermanne. So die geleerdheidsvlak was nie geweldig hoog nie, en nou kom die mense en hulle sê, maar wow, wag 'n bietjie, wat gaan hier aan? Hierdie eenvoudige mense kom nou en hulle praat met ons in ons onderskeie moedertale. Wat gaan hier aan? So hulle aandag is definitief getrek deur hierdie manifestasie. En nou begin hy nie net mense groeperinge noem nie, maar ook streke. Let op wat hy sê. Hy sê Paters en Meders en Elamite en inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote. Nou wat is 'n Jodegenoot? Dis iemand wat nie Jood gebore is nie, maar wat hulle bekeer het tot die Jodedom. Goed, so hier kry ons verskillende streke, wat beteken ons kan nie net hierdie tel en sê dis die hoeveelheid tale wat daar gepraat is nie. Dit gaan oor streke en in 'n streek word daar veelvuldige tale gepraat. Nou gaan hy verder, hy praat van Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal, die derde keer dat hy dit duidelik maak, dis 'n gewone mensetaal, en dan sê hy oor die groot dade van God spreek. Nou, dis die eerste keer wat hy vir ons 'n aanduiding gee oor die inhoud van wat gesê word. Dit gaan oor die groot dade van God. Wat is dit? Wat sou die twee grootste dade van God wees? Party mense sê, het moet 'n wonderwerk wees, hy het iemand uit die dood uit opgewek, of ietsie van daai aard. Loshande, die twee grootste dade van God is skepping en verlossing. Want alles wat ontstaan het ontstaan deurdat God gespreek het, en verlossing, kan daar 'n groter daad wees van God af? Nee, in my gedagte nie, verseker nie. En nou kom party mense en hulle sê, maar wag 'n bietjie, skepping moet 'n groter daad wees as verlossing. Dan sê ek altyd, nee, verseker nie. Wat het dit God gekos om te skep? Niks, hy het gespreek. Wat het dit die Vader gekos om ons te verlos? Sy seun moes sy lewe gee. Maar in my gedagte verseker, die groot dade van God, skepping en verlossing, die inhoud hiervan, hulle praat hier van die groot dade van God, dit was verseker ook onder andere, nie net eksklusief nie, maar onder andere skepping en
die verlossingsboodskap. Hoe weet ons is die verlossingsboodskap? As ons verder gaan kyk in Handelinge 2, dan gee dit vir jou 'n gedeelte van die boodskap wat gebring is. En dit gaan oor verlossing in Jesus Christus. Nou gaan hy verder, hy sê, en hulle was almal verbaas en radeloos, en sê vir die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Wat beteken hierdie manifestasie het hulle aandag getrek? Hulle wou meer weet, want ewe skielik hoor hulle eenvoudige mense vlot in hulle moedertaal praat. Maar daar was ook 'n ander reaksie. Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Nou sommige mense gaan en sê, kan jy sien, die mense het gesê, hulle is vol soetwyn, met ander woorde, die taal wat hulle gepraat het, was nie verstaanbaar nie, dit was 'n gebrabbel. Maar dit kan nie wees nie, hy het al 3 keer vir jou vertel. Die mense het gehoor hoe hulle praat in hulle eie moedertaal. So hoe verstaan ons dan hierdie, maar hulle is vol soetwyn? Daar's 'n alternatiewe interpretasie hiervan. En dis eenvoudig dit. Wat het die Jode verwag in 'n Messias? Die Jode het iemand verwag wat hulle gaan bevry van die Romeinse onderdrukking. En het dit gebeur toe Jesus kom? Nee, hierdie Jesus wat geïdentifiseer word as die lam deur Johannes die Doper. Hy wat die Messias is, hy sterf aan die kruis en die klomp dink maar, hierdie klomp is vol soetwyn, dit kan nie die verlosser wees nie, want hulle verwag 'n militante persoon wat hulle van die fisiese Romeinse onderdrukking met geweld gaan bevry. En dit gebeur nie. Hulle sê, dit kan nie hy wees nie. Want dis nie wat hulle verwag nie. So daarom het hulle die Messias nie raak gesien vir wie en wat hy is en wat hy vir hulle gedoen het nie. Maar nou staan Petrus op en hy gee vir hulle antwoord. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Hoekom is dit belangrik? Wat is die 3de uur in die môre? In hulle Joodse gedagte, dis die 3de uur vanaf die son opgekom het. Met ander woorde, as die son opgekom het 6 uur, is dit nou 9 uur. En hy sê vir hulle, hierdie mense kan nog nie dronk wees nie, is nog te vroeg. In ons terme, die bouing is nog nie oor nie. So, hy sê dis te vroeg, hierdie mense is nie dronk nie, en nou begin hy vir hulle te verduidelik wat die Bybelkonneksie is. Hy sê, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En nou begin hy aan te haal uit Joël hoofstuk 2. Let mooi op na wat hy sê. Hy sê, en in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en my diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Hoeveel keer noem hy spreking in tale? Nie 1 keer nie. Hoeveel keer noem hy profeteer? 2 keer. So ten minste in Petrus se gedagte is daar 'n direkte konneksie tussen spreking in tale, die manifestasie wat nou hier plaasgevind het, en sy verduideliking waarin hy 2 keer noem om te profeteer. Daar's 'n konneksie tussen tale spreek en profeteer. Onthou daai konsep, ons gaan vanaand en ook môre weer terugkom na daardie idee. Dan gaan ons oor na Handelinge hoofstuk 10. Nou net om te weet waar dit plaasvind, lees ons vers 1. En daar was in Caesarea 'n man met die naam Cornelius, 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. So watter taal het hierdie man gepraat? Latyns. Nie Italiaans nie. Italiaans is die moderne weergawe en daardie tyd was dit Italiaans. Hy is die hoof van die Italiaanse leerafdeling en dan nou verder in hierdie hoofstuk stuur hy van sy manne om vir Petrus te gaan haal. Petrus kom dan na hom toe en begin daar te bedien en ons stel die verhaal dan daar verder op. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, sonder om die klomp aan te por of enige iets van daardie aard, het die Heilige Gees op hulle almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. So hy praat hier van die gawe van die Heilige Gees, so die gawe is deur hulle as heidene ook ontvang, en dit was iets wat die Jode nie verwag het nie. So, hy sê dan, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Let mooi op, wat is die inhoud van die tale wat hier gepraat word? Hulle maak God groot.
Hoe maak 'n mens God groot? Kan 'n mens bydra tot die grootheid van God? Daar is geen manier nie. Maar wat kan ons wel doen? Wat doen 'n mens as hy God groot maak? Jy roep tot herinnering die groot dade van God. Jy gee hom erkenning vir dit wat hy gedoen het. Jy erken hom as die skepper, jy erken hom as die verlosser, en vir al die ander dinge wat hy vir jou doen. Goed? So die inhoud is bekend aan die gehoor. Hy sê, toe het Petrus begin spreek, niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. Hoekom sê hy net soos ons? Waarna verwys hy? Waar het Petrus die gawe van tale ontvang? Waar is hy gedoop in die Heilige Gees? In Handelinge 2. Daar's 'n detail beskrywing wat vir jou vertel, dis wat daar gebeur het, en nou kry jy hierdie geval, wat dit wat hy daar sien gebeur, is presies dieselfde as wat met hulle gebeur het. Nou, toe dit met hulle gebeur het, was dit 'n letterlike mensetaal, so wat kan ons verwag is hierdie? 'n letterlike mensetaal. Hoekom sê ek so? Wie die boek Handelinge geskryf? Lukas, hy skryf ook die evangelie van Lukas. In beide gevalle, lees die eerste paar verse. Hy skryf beide volumes aan 'n persoon met die naam Theophilus. En hy sê spesifiek vir Theophilus, ek skryf nie sommer net vir jou nie, ek het navorsing gedoen, sodat ek kronologies vir jou die besonderhede kan gee, wat ek aan jou wil oordra. So as hierdie iets radikaal anders was as in Handelinge 2, kan ons verwag dat Lukas dit gaan noem. Hy gaan sê, hoorie, hierdie is nou ook, ek noem dit ook tale, maar is eintlik iets totaal anders as Handelinge 2, maar hy doen dit nie. Hy noteer wel, dat dit presies dieselfde was as wat gebeur het toe Petrus die Heilige Gees ontvang het in Handelinge hoofstuk 2. So, kom ons gaan kyk na die derde en laaste geval wat geskiedkundig aangeteken is van spreking in tale. Dit kom uit Handelinge hoofstuk 19, en net om te weet waar dit gebeur, want dit gaan binnekort relevant raak, kom ons gaan kyk waar is hulle. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom, en daar het hy sommige disippels gevind. Hy gesels toe nou met hierdie disippels, en hulle sê vir hom, hulle weet nie eens van hierdie Heilige Gees nie, hulle is onbewus daarvan, hulle is gedoop met die doop van Johannes. 'n Paar verse verder, en Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Daar het jy weer, tale spreek, profeteer in die onmiddellike selfde konteks. Nou waar het ons daai twee goed bymekaar gesien? Weereens in Petrus se bediening, toe hy begin preek het na die uitstorting van die Heilige Gees. So daar's 'n verbale konneksie tussen tale in Handelinge 2 en tale in Handelinge 10, maar ook tussen die tale in Handelinge 2 en tale in Handelinge 19. In sommige Pinkstergeleerdere beweer hulle, tale in Handelinge 2 was gewone mensentale, maar tale in Handelinge 10 en 19 is 'n inherent onverstaanbare taal. Somtyds verwys hulle daarna as 'n hemelse taal, ons gaan 'n bietjie later kyk waar daai konsep vandaan kom. Maar, as jy die boek gaan lees binne sy eie konteks, is daar duidelike bande tussen Handelinge 2, Handelinge 10 se manifestasie, en tussen Handelinge 2 en Handelinge 19 se manifestasie. Nou, ons sien in so min of meer 20 verse in Handelinge 2, hulle was in Jerusalem, en daar's 'n detail beskrywing van wat daar gebeur het. Dan sien ons in Handelinge 10, in min of meer 5 verse, hulle is in Caesarea, maar daar's 'n kort beskrywing van wat die inhoud was, en dat dit dieselfde was as die Handelinge 2 gebeure. En dan vind ons in net een enkele vers in Handelinge 19. Hulle is in Efese, maar dit wat daar gebeur het, is net om in tale te praat en te profeteer. Nou, hoekom gee hy nie elke keer detail nie? Hy het ons in Handelinge 2 beskryf, presies wat dit is. Die volgende keer toe hy het beskryf, toe sê hy dis dieselfde as die eerste keer. Hy gaan nie die derde keer weer doen nie, is nog steeds dieselfde ding. Want hy praat van een deurlopende manifestasie. Maar nou, iets baie interessant. Waar gebeur dit die eerste keer? Het gebeur in Jerusalem, hieronder. Nou Jerusalem is in Judea, dan hier heel wat hoër is Caesarea, en Caesarea is in Samaria, alhoewel nie die hoofstad nie, maar is 'n noemenswaardige kusdorp in Samaria.
En dan, waar is Efese? As jy nou met hierdie kus sou opgaan, en jy gaan reguit op, en jy gaan so oor in Klein-Asië in, dan kry jy Efese daar. Vir die mense van daai tyd, is amper so goed soos die einde van die wêreld. Dis baie ver. Min mense het die geleentheid gehad om so ver te reis. Hoekom is dit relevant? Onthou, Lukas is 'n mediese dokter. Hy's 'n geleerde man, so hy gaan werk op 'n gestruktureerde manier. En hy het nie sommer net hierdie 3 gevalle gekies nie. Kyk 'n bietjie wat sê hy in Handelinge hoofstuk 1. Hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, met ander woorde Jerusalem, die hele Judea, hy begin uit te kring, en Samaria, hy kring verder uit, 'n volgende landstreek, en tot aan die uiterstes van die aarde. En hy noem net 3 gevalle, en ek kan u verseker, daar was nie net 3 gevalle van spreking in tale in daardie tyd nie. Maar hoekom noem hy daai 3? Want die 3 gevalle wat hy noem, korreleer met sy verslag van die woorde van Jesus. Die eerste keer Jerusalem, die tweede keer Caesarea, die derde keer Efese wat kwalifiseer as die einde van die aarde. Maar het dit daar opgehou? Nee. Ons sien in die Nuwe Testament dat Paulus was van plan om te bedien so ver so Spanje. Spanje word 2 keer genoem. So ons kan aanvaar dat wanneer hy daar gaan bedien het, hy moet mensegroeperinge te doen gaan kry wat ander tale praat. En die feit dat hy die gawe van tale ontvang het, gee vir hom die vermoë om ook aan hulle die evangelie te verkondig. Ons gaan in meer detail daarna kyk môre aand. Dan kom mense en hulle sê, maar Romeine 8 praat ook van tale. Wat interessant is dat hierdie interpretasie van Romeine 8 het sy oorsprong na die ontstaan van die Pinksterbeweging. Voor die tyd het hulle nie hierdie interpretasie van Romeine 8 vers 26 gehad nie. Hulle beweer dat 'n vroeë verwysing na die gekreun van die geskaapenheid eintlik is wat hierdie vers na verwys. So kom ons kyk net eers na die vers. Hy sê, en net so kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Daar's 2 probleme wat jy gaan teekom die oomblik wat jy hierdie wil gebruik as 'n bewys van spreking in tale. Nommer 1, die eerste 3 woorde, en net so. Dis die Griekse woord hosoteus. Hosoteus kom 17 keer in die Nuwe Testament voor. Elke keer wat daai term voorkom, is dit 'n vergelyking tussen 2 goed, waar die 2 goed onmiddellik op mekaar volg. Ek gaan een voorbeeld noem. In die evangelie van Matteus 24, sê hy, en net soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees met die koms van die Seun van die mens. Goed? Nou daai en net so, hosoteus, sal 'n term, so net dit was in die tyd van Noag, so is dit hierdie. Met ander woorde, die 2 goed wat vergelyk word is direk teen mekaar. Hulle staan by mekaar. Daar's nie ander argumente en stories tussenin nie. Wat al klaar vir jou die rede, die motivering gee, dat hierdie en net so moet direk gekoppel wees aan dit waarmee die vergelyking gemaak word. Nou hierdie is vers 26. Wat is direk gekoppel aan vers 26? Vers 24 en 25. So kom ons gaan kyk wat dit sê. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Nou hierdie beginsel van hoop wat iets is wat jy nie sien nie, kry jy ook in die definisie van geloof in Hebreërs 11 vers 1. Goed? Nou, kan jy empiries ervaar wat hier gebeur? Nee. Kom ek maak dit in eenvoudige taal duidelik. Daar so 9-jarige mannetjie in ons huis. As hy hoop, hy gaan 'n fiets kry, en hy kom in die huis ingestap en hier staan 'n fiets, hoop hy nog hy gaan 'n fiets kry? Nee. Hoekom nie? Want die fiets staan daar. Jy kan hom nou empiries ervaar, jy kan hom sien, jy kan aan hom vat, jy kan aan hom proe, hy sal dit probeer. Goed, so dit het gemanifesteer, so hy hoop nie meer daarop nie, dit het nou gerealiseer.
Maar nou sê vers 25, maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So dis nie iets wat jy sien of empiries ervaar nie. En dan sê hy, en net so kom die Gees ons te hulp. Met ander woorde, ons ervaar nie wanneer die Gees ons te hulp kom nie. Ons glo dat hy dit wel doen, maar ons empiries ervaar dit nie, ons hoor dit nie, ons sien dit nie, ons proe dit nie. Goed? En dan, die laaste twee woorde. Die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Wat beteken onuitspreeklik? Dit beteken jy kan dit nie oor jou lippe kry nie. So jy kan nie sê hierdie verwys na spreking in tale nie, want die oomblik wat jy in tale spreek, kom daar iets oor jou lippe. Die woord wat hier in die Grieks gebruik word is alaleitos, laleia om te praat. Alaleitos, as jy die A voor hom aansit, kan nie. Teenoorgestelde van. So hierdie kan letterlik nie uitgespreek word nie. So dit kan nie verwys na 'n vorm van spraak wat oor jou lippe kom nie. Dis 'n ongeldige nuwe gebruik van 'n Bybelvers wat nooit in die geskiedenis so gesien is, voordat daar nie die moderne, onverstaanbare weergawe van spreking in tale was nie. Goed? So, ons gaan na 1 Korintiërs hoofstuk 12. Nou 1 Korintiërs hoofstuk 12 gee vir jou die fondasie van alle gawes en die beginsels wat hy jou leer, is van toepassing op alle gawes. Daarna gaan hy en hy begin om te fokus op die funksie en die metode waarmee die gawes beoefen moet word, en dan in 1 Korintiërs 14 fokus hy in spesifiek op die gawe van tale alleen. Maar dit wat ons nou gaan sien, is van toepassing op alle gawes, maak nie saak wat daai gawe is nie. Hy begin om te sê, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Ek hou baie van die Afrikaanse ou vertaling. Van die Afrikaanse vertalings is dit my gunsteling. Hierdie versie baie goed vertaal nie. Hy's beter vertaal in sekere Engelse vertalings en ons sal binnekort sien hoekom ek so sê. Hy praat hiervan met die oog op wat nuttig is, want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee en aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees en aan 'n ander die genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Hoekom hou hy aan met hierdie formule? Hy praat van hierdie gawe, dis die Gees, daai gawe, dis die Gees, daai gawe, dis die Gees. Hy probeer die konsep van eenheid in diversiteit verduidelik. Net so vir interessantheid, dis waar ons die konsep van 'n universiteit kry. Een versiteit, 'n veelvoudigheid. 'n Universiteit is een plek waar jy 'n groot klomp verskillende goeters kan gaan bestudeer. Selfde konsep wat jy hier kry. 'n Verskeidenheid van gawes, maar almal van hulle se oorsprong is in die Heilige Gees, want is die Heilige Gees wat daai gawe toebedeel. Ons gaan dit binnekort sien. So, hy gaan verder, hy sê aan 'n ander die werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander die uitleg van tale. Nou hierdie allerhande tale is 'n vertaling van genei glossoon. Nou daai genei is waar ons die woord gene vandaan kry. Nou, wat sê ek as ek dieselfde gene het as my pa? Het sê daar's aspekte van my pa in my. My pa het net so manara soos ek gehad. My pa het ook 'n lekker krom neus gehad soos ek. Ons het baie dieselfde gene. Goed, dis dieselfde familie, dieselfde ras, dieselfde eienskap. Met ander woorde, as hy hier praat van allerhande tale, dan moet dit in die gene familie van tale wees, wat die mense al reeds praat. En die mense praat mensetale. Goed, so dis die vermoë om 'n ander taal te praat, wat jy nie van tevore aangeleer het nie. So dit is definitief God gegewe, dis gegee deur die Heilige Gees, maar dis nie iets wat jy deur normale mense vermoë, deur die studie van die grammatika en die woordeskat aangeleer het nie. Dit was 'n oombliklike vermoë om 'n ander taal te kan praat. Dan gaan ons aan, vers 11, baie belangrike vers, maar al hierdie dinge, so al hierdie verskillende gawes, werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. So wie besluit watter gawe kry jy? Die Heilige Gees besluit dit. Maak die Heilige Gees foute? Verseker nie.
Onthou die beginsel. Jy kry die gawe wat die Heilige Gees besluit. Jy moet kry. Nou net hierna gaan hy in 'n beskrywing in van die groep van gelowiges as 'n liggaam. En hy sê, almal kan nie die oog wees nie, almal kan nie die hand wees nie, almal kan nie die voet wees nie. En die bedoeling daarvan is eintlik dat verskillende mense in 'n geloofsgemeenskap kry verskillende gawes, sodat hulle in totaliteit kan funksioneer soos 'n bevoegde individu. Hulle moet in eenheid kan funksioneer. Partykeer, omdat daar interne gestry is in 'n gemeente en die mense kom nie oor die weg nie, dan lyk die kerk so bietjie soos iemand wat half spasties is. Hulle koördineer nie so lekker nie. Maar die ideaal is, as almal doen wat die Heilige Gees van hulle verwag, dan kan hulle as 'n bevoegde persoon funksioneer. Maar almal het nie dieselfde funksie nie. As almal dieselfde funksie het en almal is die oog, hoe kan jy vat aan wat jy sien? Jy kan nie. Goed, so dis wat hy daar verduidelik en dan kom hy later in die hoofstuk by hierdie punte. Hy sê, en God het sommiges in die gemeente gestel. In die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Let op dat in hierdie lys wat hy noem, prioritiseer hy nie tale nie. Hy sê nie dis die belangrikste nie. Hy sê ook nie dis die minste belangrik nie. Hy noem dit toevallig net later. Met ander woorde, hy lê nie die primêre klem op dit nie. Wanneer ons môre gaan kyk na die konteks van die Korinte kerk, dan gaan ons sien waarom dit belangrik is. Hy gaan verder, hy sê, almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie, en dan, het almal die genadegawe van gesondmaking, wat sy antwoord? Nee. Spreek almal in tale, wat sy antwoord? Nee. En dan kan almal dit uitlê? Nee. Hierdie is 'n taalkundige metode wat gebruik word. Dis 'n retoriese vraag en die antwoord op die retoriese vraag is altyd nee. So 1 Korintiërs 12 wys vir jou duidelik, almal spreek nie in tale nie. Dan gaan hy verder, hy sê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Nou hier is 'n probleem. Wie het ons net nou in vers 11 gesê, bepaal watter gawe jy kry? Die Heilige Gees bepaal dit. Maar hier kom en hy sê, maar beywer julle met die oog op die beste gawe. Nou wat doen jy as jy jouself beywer? Jy probeer dit kry. Maar dis nie jy wat bepaal wat jy kry nie, dis die Heilige Gees wat dit bepaal. Nou wat ek nou met julle deel is my persoonlike oortuiging, dis nie 'n leerstellige ding of enigiets van daai aard nie, maar as jy na die Grieks hiervan gaan kyk, dan sal jy sien, hierdie is die vertaling van 'n imperatief. 'n Imperatief is 'n opdrag. Hy gee die opdrag, beywer julle met die oog op die beste gawes. Nou in Grieks lyk die imperatief en die indikatief presies dieselfde. Die indikatief kan jy sommer hoor, dit klink soos die Engels, indicate, dis bloot net om 'n stelling te maak. Die een is 'n opdrag, die ander een is net 'n stelling. Nou, omdat hulle in Grieks identies dieselfde lyk, in hierdie geval, imperatief en indikatief, in ander gevalle lyk nie dieselfde nie, in hierdie spesifieke geval lyk hy dieselfde. Hoe sou hy vertaal word? Dis hoe hy sou lyk. Maar julle ywer met die oog op die beste gawes, en ek wys julle 'n uitnemender weg. So hy sê vir hulle, julle wil die beste hê, maar ek wys julle 'n beter weg. Hoekom wil hulle die beste hê? Hulle wil die beste gawe hê, sodat dit hulle status kan verhoog. En iets net so vooruitskouing na môre, in daai spesifieke kerk in Korinte was welsprekendheid. As jy 'n goeie orator was, as jy goed kon praat, het jy 'n hoër status in die gemeenskap gehad. So nou wil die mense die gawe van tale hê, dat hulle nie net welsprekend is in een taal nie, maar as jy welsprekend is in meer as een taal, hoeveel te meer word jou status nie verhef nie. En dis juis waarom Paulus met hulle ernstig praat oor hierdie probleem. Maak geen fout nie, 1 Korintiërs is hy nie gelukkig met wat daai kerk doen nie. Letterlik van die begin van die boek af is hy besig om hulle uit te haal oor die probleme in hulle midde. Hy is besig om met hulle te raas. Hy sê vir julle gebruik hierdie goeders verkeerd. En hier spesifiek sê hy dan vir hulle, julle wil die beste hê vir julle eie voordeel. Maar daar waar ons net nou na die teks gekyk het, wat gepraat het vir dit wat nuttig is, gaan lees 'n bietjie in Engelse vertalings.
As jy hom lees in die ESV, dan sê dit nie vir dit wat nuttig is, en dan praat hy van the common good, en dis wat die oorspronklike taal vir jou vertel. Dit gaan nie net oor wat nuttig is vir my nie, die gawes is daar om iemand anders mee te bedien, dis altyd uitwaarts gerig, maar hulle gebruik die uitwaarts gerigte gawes om hulle self te verhef. Dis 'n verkeerde gebruik van die gawes, dis eintlik onbybelse gebruik van die gawes, en daarom vat hy hulle vas, hy sê vir hulle, hierdie is nie aanvaarbaar nie, maar nou let op wat hy sê, ek wys julle 'n uitnemender weg, so hy gaan vir hulle 'n beter manier wys om die gawe te gebruik, as om jouself te probeer bevorder. En die volgende vers is 1 Korintiërs 13 vers 1. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal en 'n luidende simbaal geword. So as ek die gawe van tale het, maar ek gebruik dit nie in liefde om ander te dien nie, dan maak ek eintlik net geraas. Is dit dan goed dat ek daai gawe so gebruik? Verseker nie. Dis eintlik nutteloos. Vers 2. Net so vir 'n oomblik. Hy praat hierso van die tale van engele. Wat is die tale van engele? Party mense beweer die tale van engele is 'n vermoë om in 'n taal met God te kan praat. Sommige mense sê dis 'n geheime taal sodat Satan nie kan hoor wat jy sê nie. Kom ons oorweeg daai siening net vinnig. Wat is Satan? Hy is 'n gevalle engel, reg? Leer die Bybel vir ons dat Satan sy taalkundige vermoë verloor het toe hy uit die hemel uitgewerp is? Nee, want hy praat met Eva in die tuin. Ons kry gevalle waar hy in 'n woordestryd is. As die Bybel vir jou sê in Openbaring 12 dat oorlog in die hemel uitgebreek, dan is die term wat daar gebruik word is die Griekse woord polemos. Dis waar ons die woord polemiek vandaan kry. Wat is polemiek? Dis 'n bekgeveg. Dis nie 'n geveg met swaarde nie. Hulle het begin argumenteer, redeneer en stry, so het hy sy taalkundige vermoë verloor. Nee, as jy elders in die Bybel gaan kyk, dan sien jy daar was 'n woordestryd tussen Michael en Satan oor die liggaam van Moses. So het Satan sy taalkundige vermoë verloor? Nee, hy kan nog steeds die tale praat wat hy kon praat. So hoe kan hierdie spreking in tale 'n engeletaal wees wat hy nie verstaan nie? Hy is dan 'n gevalle engel. Goed, so die idee dat dit 'n geheime taal is wat ander nie kan verstaan nie, het net eenvoudig geen Bybelse fondasie nie. Maar nou, waar kom hy dan aan hierdie konsep van die tale van engele? Daar's 'n boek, buitebybelse boek, 'n pseudepigrapha, wat genoem word die Testament van Job. Nou, 'n pseudepigrapha, dis eintlik 'n groot woord, maar baie eenvoudige betekenis. Pseudo, vals, epi, oor, grapha, om te skryf. So vals oor skryf. Dis 'n vals skrywer. Dis 'n boek wat toegeskryf word aan iemand wat dit nie geskryf het nie. En in die tydperk van omtrent 250 voor Christus tot 200 na Christus was hulle super gewild. Daar's baie van hulle, onder andere die boek van Henog. Henog het nie die boek van Henog geskryf nie. Die oudste gedeelte van daai boek, die eerste boek, the Book of the Watchers, sy oudste datering wat hy moontlik kan wees is 250 voor Christus. Dis 'n pseudepigrapha. Dis 'n vals teks. Nou in hierdie geval, die Bybelse boek van Job vertel vir jou in hoofstuk 1. Hy het 7 seuns gehad en 3 dogters, hulle almal sterf. Die laaste hoofstuk vertel vir jou hy het weer 7 seuns en 3 dogters. Maar nou bou hulle op daai Bybelkonsep in die testament van Job, 'n vals testament, maar hulle gebruik haar naam. Himeira, en hulle sê sy het gepraat in die tale van engele. Redelik bekende boek onder die gelowige gemeenskap in die 1ste eeu na Christus. So hulle is bewus van die inhoud. Paulus is verseker bewus van daai inhoud, want hy was 'n fenominale teoloog. Hy het onder die topgeleerdes geleer. Maar nou, as hulle hier probeer beweer, maar dis 'n nuwe taal, kan nie wees nie. Want dit wat in die testament van Job vertaal word, as die tale van engele, is die woord wat vertaal word taal, is die woord dialektos, waar ons die woord dialek vandaan kry. Dis nie 'n spiksplinter nuwe taal nie. Dis 'n ander vorm van 'n reeds bestaande taal. En is moontlik waarom hy die idee gekry het om tale van engele hier te noem. Maar later in die studie gaan ons wel sien wat die
tale van engele werklik is, miskien kan ek nou net iets daarvan noem. Daar was 2 sienings onder die Jode van watter taal engele gepraat het. Een groepering het gesê, hulle het Hebreëus gepraat, hulle noem dit Hebraïfonie. Hulle het geglo, toe God met die skepping spreek, toe praat hy Hebreëus. En dit beteken dat omdat hulle nog steeds Hebreëus gepraat het, is hulle dan hoër en belangriker as die ander volke. Net so toevallig, daar's baie heidense nasies wat presies dieselfde ding geglo het. Hulle het gesê die gode het hulle taal gepraat. Hoekom? Want as ek dieselfde taal praat as die een wat geskep het, dan is ek verhewe bo ander. Sonder uitsondering het dit gelei tot rasisme. Want ek's belangriker as jy. Ek het 'n direkte lyn na God toe en jy het nie. Hebraïfonie, God het definitief nie in Hebreëus gepraat nie. Hoe weet ons dit? Want daar is 'n proto-Hebreëus. Jou semitiese tale is afkomstig van proto-Hebreëus, wat beteken dit het bestaan voordat Hebreëus bestaan het. Kan ek sê, soos ek al 'n paar boere gehoor sê het, maar die hemelse taal is Afrikaans. Het God oorspronklik Afrikaans gepraat? Nee, Afrikaans is vooruitgegaan deur onder andere Vlaams en dis eintlik 'n vermenging van 'n klomp tale. So dit kan nie die oorspronklike taal wees nie. Identies dieselfde met Hebreëus. So daai gedagte, die hemelse taal is Hebreëus, onmoontlik. Maar daar's 'n ander siening. Die Jode het ook geglo dat by die toring van Babel, toe die tale verwar is, het God 'n engel gegee, 72 engele is so net vir interessantheid gebruik, om die verskillende groeperinge uitmekaar uit te hou. Maar die engele kan alle tale praat. Hulle moes net seker maak dat daai taalskeiding se brug nie weer oorkruis word, laat hulle vinnig weer herenig nie. So hulle gedagte was, engele het die vermoë om alle tale te praat. Ons gaan môre aand weer na daai aspek kyk. Nou gaan ons op vers 2 toe. Al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Weereens, hy begin met hierdie idee, al sou ek watter gawe ook al hê, en hierdie gawes word genoem, profesie en die kennis ensovoorts, en geloof. As ek dit nie beoefen in liefde nie, help dit niks. En hy gaan aanhou met daai formule in vers 3 ook, maar die formule dan, die gawe, selfs al is dit in oormaat, as ek dit gebruik en ek doen dit nie in liefde nie, dan is dit nutteloos, dit help niks. Wat vir jou wys, liefde is aansienlik belangriker as die feit dat jy die gawe het. Die gawe kom eers tot sy volheid as jy dit in liefde gebruik. En hoe gebruik jy dit in liefde? Om 'n ander te bevoordeel, nie jouself nie. Want jy stel die belang van die ander persoon voor jou eie. Gestel jy die gawe van gesondmaking, ontvang jy die gawe van gesondmaking sodat jy jouself gesond kan hou? Nee. Jy ontvang die gawe van gesondmaking sodat jy ander daarmee kan bedien. So, altyd ekstern gefokus. Dan, onthou daai konsep, dis met die oog op wat nuttig is for the common good, wat gefokus is op ander. Dan vers 3, al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Iets interessant van hierdie vers. Baie mense is onder die indruk dat 1 Korintiërs 12 gee vir die volledige lys van gawes. Dit doen nie. Jy kry ander gawes in Romeine 12, jy kry ook gawes in Efesiërs 4. In hierdie geval is hy besig om gawes te noem wat sonder liefde beoefen word en is nutteloos. En hier noem hy dan 'n nuwe gawe. Al sou ek al my goed uitdeel, dis die gawe van gee. Dit word wel genoem in Romeine 12. En dan noem hy 'n ander gawe. Al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word. Nou daar's een gawe wat ek nog nooit iemand gehoor bid het voor nie. Wat is dit? Dis die gawe van martelaarskap. Dis die vermoë om deur daai marteling te kan gaan, en ons sien dit in die geskiedenis, waar mense verbrand word op die brandstapel, maar terwyl hulle verbrand word, sing hulle en bring hulde aan God. Dis 'n gawe, dis nie 'n natuurlike vermoë nie. Goed? Let op, in al drie gevalle, by al drie verse het dit begin met, al sou ek. Met ander woorde, is dit 'n feitestelling of is dit 'n hipotese? Dis 'n hipotese.
Nou, hy praat hier van al my goed uitdeel. Is ons veronderstel om al ons goed uit te deel? Onthou, al jou goed sluit in jou klere ook. Moet ons begin naak rondloop? Nee, verseker nie. Is dit normaal vir iemand om te gaan en sê, kies my, ek wil verbrand word? Nee, met ander woorde, dis 'n oordrewe stelling. Nou, daai oordrewenheid is iets wat ons vandag nog steeds gebruik. Hulle noem dit hyperbool. Nie hyperbool soos in wiskunde nie. Die oordrewenheid, hyperbool. My vrou kom van die winkel af terug. Sy sê vir my, weet jy wat? Ek het vir ewig in daai tou gestaan om te betaal. Het sy regtig vir ewig daar gestaan? Nee, maar ons verstaan wat sy bedoel. Die oordrewenheid is bloot net 'n aanduiding van die intensiteit van haar ervaring. So, wat het ons hiermee te doen? Met 'n hipotese in al 3 verse wat gedryf word tot hyperbool om 'n punt te bewys. So al sou ek die tale van mense, dit wat jy van nature kan aanleer, of van engele hê, en ek het nie die liefde nie, dan help dit niks. Hy probeer nie vestig dat daar 'n teologie gebou moet word rondom die tale van engele as 'n ding wat moet gebeur nie. Hy gebruik dit as 'n taalkundige hulpmiddel om te wys hoe belangrik liefde is. So dis om daai teks heeltemal uit sy konteks uit te ruk en dan nou die tale van engele te probeer regverdig. Ons gaan wel sien wat die vroeë kerkvaders oor hierdie dinge ook te sê gehad het in môre se lesing. So, as ons gaan kyk na die beginsels van interpretasie, voordat ons kom by 1 Korintiërs 14 môre, moet ons hierna kyk. Ons moet altyd die oorspronklike konteks in oog hou. Wat was die omstandighede waarin daar geskryf is? Die oomblik wat jy 'n teks uit sy konteks uitdruk, dan kan jy gevaarlike dinge met daai teks doen. So ons moet bly by daai konteks. En een ander baie belangrike een, jy kan nie jou eie ervaring of siening as definierende faktor gebruik nie. Dit lei tot eisegese. Jy kan nie sê, my ervaring is dit, en omdat dit my ervaring is, beteken dit die teks beteken dit nie. Want dit beteken dat elke persoon wat 'n ander ervaring as jy het, kan sê, maar die teks beteken iets anders. Wat beteken, die teks kan vir 1000 verskillende mense 1000 verskillende goed beteken. Dis nie goeie teologie nie. Ons moet die teks neem binne sy eie konteks en ons moet eksegese doen, nie eisegese nie. Ons kan nie inlees in die teks wat ons daar wil hê nie. Ons moet uit die teks uithaal wat die teks sê. Met ander woorde, ons moet verstaan wat daai oorspronklike konteks is. So wat gebeur wanneer definisies verander? Want as ek nou gaan en ek verander die definisie van een van die woorde in die teks, dan gaan die teks mos iets anders sê. En dis bitter gevaarlik. So, ek wil die vraag vra, was Churchill blymoedig of homoseksueel? Vreemde vraag, nee. Veral wanneer ons praat oor die gawe van tale, wat het Churchill met gawe van tale te doen? Ek wil bloot net die beginsel wys. Winston Churchill was 'n baie interessante karakter. Hy was in sy vleur in terme van sy politieke loopbaan tydens die Tweede Wêreldoorlog. Man met 'n baie interessante sin vir humor. By geleentheid, hy het nie baie gehou van een van die ander politikuste se vrou nie, en sy het net so min van hom gehou. En as hulle naby mekaar kom, dan vat hulle mekaar sommer aan. Tot so mate dat wanneer mense hulle sien op 'n funksie saam, en hulle kom naby aan mekaar, dan wil almal luister, wat gaan hulle mekaar nou toesnou? En Winston Churchill was ook lief daarvoor om so bietjie diep in die bottel te kyk. Somme op 'n publieke funksie. En hy so ligtelik getrek by een van die funksies, en die vrou kom naby hom en die mense raak stil, hulle wil nou hoor wat aangaan, en sy haak af en sy snou hom toe, dat hy 'n walglike ding is. En sy sê vir hom, as ek jou vrou was, het ek gif in jou kos gesit. Hy begin te lag uit sy maag uit, hy sê, as ek jou man was, het ek het geëet. So uit die aard van die saak, die ou het 'n interessante sin vir humor. Maar nou, hy was 'n blymoedige persoon. As jy 'n teks gaan lees uit die 1940s uit wat hom beskryf, dan gaan dit sê, Winston Churchill was a gay man. As ons dit vandag lees, is dit regverdig om te sê, Winston Churchill was homoseksueel? Nee, dis nie. Ons moet die woord gay verstaan binne die konteks waarin dit geskryf is, met die betekenis van die tyd waarin dit geskryf is. Toe dit beteken blymoedig of joviaal.
Maar nou, in die 1950s begin hierdie woord so stadig aan 'n ander betekenis te kry, en daai ander betekenis begin regtig traksie te kry in die laat 1960s en die 1970s. En nou, op hierdie stadium, jy praat nie van iemand wat blymoedig of joviaal is as gay nie, want gay se primêre betekenis vandag is homoseksueel. So jy moet die teks lees met die oorspronklike betekenis van die woord, nie die nuwe betekenis nie. En op daai beginsel deel ek die volgende inligting met julle. Hierdie man, Johann Gottfried Herder, het 'n geweldige invloed gehad op die lees van die Bybel in ons tyd. Hy was 'n Duitse filosoof en teoloog. En hy in sy filosofie sê dat taal is die kern van jou identiteit. Hy sê taal meer as enigiets anders, meer as velkleur of enige iets, bind jou saam in jou identiteit. Dink 'n bietjie aan die idee van Afrikaans is groot. Jy sal Afrikaans is groot toe gaan en saam met ander mense daar hande klap en sing en te kere gaan. Hoekom? Wat het julle in gemeen? Julle kom uit verskillende sosiale groeperinge en statusklasse en geleerdheid en. So, op 'n manier was hy korrek. Taal kan 'n samebindende faktor wees vir identiteit. Maar nou gaan hy, en omdat hy daai siening het van taal, gaan hy dit Bybel toe vat. Maar hoe presies het hy taal verstaan? Hy sê, om in tale te praat weerspieël die oorsprong van taal self, wat 'n uitbarsting van die innerlike gevoel van die mens se siel is. Nou kom hy met daai siening van taal is daai uitdrukking van wie en wat jy is, van jou gevoelens, van jou emosies, van jou ervaring. En die oomblik toe hy terug gaan Bybel toe, en hy gaan lees dat daar 'n gawe van tale is aan die disippels, wat baie definitief in terme van identiteit, Jode was, dat hulle ewe skielik 'n ander klomp tale gepraat het, en hy sê maar dan verloon hulle identiteit. Hy sê ons kan nie hierdie teks so verstaan nie. Ons moet 'n alternatiewe metode kry om dit te verstaan. Ons moet dit eerder as die uitdrukking van innerlike emosie en ervaring beskou. Maar nou, hy is nie net 'n filosoof nie, hy is ook 'n teoloog. So hy begin hierdie idee te promoveer in die laat 1700s. Nou anderste as in ons tyd, wat inligting baie vinnig versprei, vat dit 'n rukkie vir hierdie gedagtes van hom om deur te filter. Maar dit doen wel. Hoe weet ons dit? Want kyk wat gebeur laat in die 1800s. Hy sê, nou die gawe van tale verander dan van 'n sending uitbreidingsgeoriënteerde aktiwiteit. Onthou, die siening as die gawe van tale, die praat van 'n ander mense taal is om die evangelie te verkondig, gaan dit oor sending en uitbreiding, om die evangelie te versprei. Sy siening verander dit na 'n romanties nasionalistiese modus. Met ander woorde, hierdie is my uitdrukking van my emosie, my gevoel, my liefde, en dit gaan oor my nasionaliteit, oor hoe identifiseer ek myself, en ek assosieer myself met die mense wat dieselfde taal praat as ek. Kyk nou wat het daai siening. In 1868, in the Thayer's Greek English Lexicon, soos noem dan nou maar 'n woordeboek as jy wil. Die woord glossa, die Griekse woord vertaal, of wat vertaal word as taal, het twee betekenisse. Tongues, jou fisiese tong, maar by ekstensie taal, language. Wat is die konneksie tussen tong en 'n taal? Jy gebruik jou tong om te praat, daarom praat hulle van the gift of tongues. Beteken nie baie tonge nie, dit beteken jy kan praat, die konneksie tussen tong en taal. Dit was 1886. Kyk, net 'n paar jaar daarna, verander daai leksikon sy definisie, dieselfde leksikon, en hy maak dit tongues, languages, the gift of men who, wrapped in an ecstasy, no longer quite master of their own reason and consciousness, pour forth their glowing spiritual emotions in strange utterances, rugged, dark, disconnected, quite unfitted to instruct and to influence the minds of others. Kan jy sien, daar's 'n radikaal nuwe definisie van hierdie woord? En nou begin teologiese studente die Bybel te lees met die nuwe definisie in gedagte. Maar dis nie net daai een leksikon nie. Cremer's Biblico-Theological Lexicon of the New Testament Greek noem dit tongues, languages, selfs as die ander, maar dan rapture-induced speech.
Nou, in die vorige definisie het ons daai element gehad van ecstasy, hier het ons rapture, waarna verwys beide. Na iemand wat buite hulle sinne is, met ander woorde, hulle is nie heeltemal in beheer van hulle self nie. Nou, die woord ekstase kom van 2 Latynse woorde af. Ex wat beteken buite of uit, dis waarom die bordjie bo deur sal sê exit, ex buite en stasis om te staan. So ekstase is letterlik om buite jouself te staan. In Afrikaans sê ons, jy's uit jou vel uit. So jy's nie heeltemal normaal in jou funksionering en in beheer van jou fakulteite nie. Dit dan die nuwe definisie en mense begin die Bybel dan so te lees. 1 Korintiërs 14 word nou met die nuwe definisie van glossa gelees, wat Paulus nooit geken het nie. Paulus het geensins daai term geassosieer met ekstase nie. Daar is in buitebybelse bronne, wat van dieselfde tyd afkom as wat Paulus geleef het, ander woorde wat gebruik word vir ekstase. Daar's geen manier wat Paulus daai definisie gehad het vir daai woord nie. So kan ons Paulus se skrywes lees met 'n totaal ander definisie as wat hy geken het? Nee, dan verdraai ons wat hy bedoel het om vir sy gehoor en sy lesers te sê. So, tale word nou 'n gebeds- of toewydingstaal, dis nou daai uitdrukking van die emosie in plaas van onaangeleerde mense tale. Nou kom ons kyk net vinnig na wat sommige van die Pinksterteoloë van ons tyd sê. En as ek sê van ons tyd, dan praat ek nou van die laaste 30, 40 jaar min of meer. Hierdie ene, Ellington se stelling, hy sê, the Spirit was over the church. The Spirit was prior to Scripture. So the order of authority was Spirit, Scripture, Church. Without the Spirit, there would have been no word, incarnate or written. Without the word, no church. En op eerste oogopslag lyk dit nie na 'n probleem nie. Maar maak geen fout nie. Daar's 'n agenda hier. Want Gees is voor skrif, want die Gees het die skrif geïnspireer. Dis 100% korrek. Maar nou kom die idee na vore, dat jy nie die Gees kan beperk met die skrif nie. As die skrif sê dis wat tale is, dan kan die Gees 'n ander betekenis bedoel. Sien nie die gevaar? Kan die Bybel teenstrydig wees met die Gees? Nee, want die Gees het die Bybel geïnspireer. So die twee moet in akkoord gaan met mekaar. Daar moet analogia scriptura wees, daar moet analogie wees, daar moet harmonie wees tussen die twee. Hulle kan nie teenstrydig wees nie. Hy gaan verder. Hy sê, Pentecostals do not found their understanding of the authority of Scripture on a bedrock of doctrine, but that, in fact, their doctrine is itself resting on something more fundamental. Nou kyk nou baie mooi wat sê hy is meer fundamenteel as dit. Hy sê, dynamic and resilient, their experience of encountering a living God directly and personally. So wat word dan jou fondasie? Die Bybel? Nee. Jou ervaring. Ons kan presies dieselfde ding ervaar en elkeen van ons kan 'n ander siening daaroor hê, gegrond op hoe ons dit ervaar. So, wat is die fondasie van die moderne Pinkster charismatiese fenomeen? Ek praat spesifiek van die fenomeen, praat nie van die res van die teologie nie, van die spreking in tale aspek. Op die ouende is dit daai ervaring. Gordon D. Fee, baie bekende en gesiene Pinkster teoloog, hy sê, in general, the Pentecostal's experience has preceded their hermeneutics. In a sense, the Pentecostal tends to exegete his or her experience. Met ander woorde, hulle het 'n sekere ervaring en vanuit daai ervaring begin hulle die teks te lees. Wanneer hulle dan die teks lees, dan lees hulle ervaring in die teks in plaas daarvan om net te kyk wat sê die teks vir my, losstaande en onafhanklik van my ervaring. Want op die ouene, die ervaring word dan 'n lens en almal se lense is nie dieselfde nie. Hoogs problematies. Ook T.B. Kagel, baie bekende Pinkster teoloog, hy sê, other Pentecostal scholars have recognized that indeed experience of the charismata is maar net die transliterasie van die Griekse woord vir die gawes van die Gees.
So I have recognized indeed that experience of the spiritual gifts informs Pentecostal interpretation from the outset. Met ander woorde, hulle is altyd beïnvloed deur hulle ervaring voordat hulle die teks lees. En dan sê hy, we cannot simply assert that the modern phenomena identified by the labels of the New Testament charismata are in fact the same as the phenomena in the first century church. Wat probeer hy sê? Hy sê die feit dat ons hierdie ding, die gawe van tale noem, wat ons nou beoefen, beteken nie in en van dit self, dat dit identies dieselfde is as dit wat gebeur het in die Bybel nie. So hulle kan wel daai etiket op hom sit, maar die feit dat hulle die etiket op hom sit, beteken nie dit is dieselfde gebeure nie. So, ervaring en nie die Bybel nie, is die fondasie van die moderne tale manifestasie. Môre aand kyk ons dan na skouspel van Spraak deel 2, ons gaan kyk na amper al die verse van 1 Korintiërs hoofstuk 14, daar is so 5 versies wat gaan oor vrouens wat moet stil wees in die kerk, ek los daai ene vir Heinrich, hy is meer as bereid om julle in persoon te antwoord op daai een, en ons sal die res van die studie doen, plus die geskiedenis van beide die Pinksterbeweging en ook wat die vroeë kerkvaders wat geleef het in die tyd, wat mense nog in tale gepraat het, en kort daarna, wat hulle vir ons sê, en daai bron is fascinerend. Daai bron wys vir ons, daar is nie 'n enkele kerk, sonder enige uitsondering, vandag, wat amptelik dieselfde siening het van die gawe van tale, as wat die vroeë kerkvaders geweet het, daai gawe is nie. Moet dit nie misloop nie. Kom ons sluit af met gebed. Heilige Vader, ons is dankbaar vir die geleentheid, laat ons vanaand weer die woord kan open. Vir soveel eeue het mense nie toegang gehad tot die Bybel nie, maar ons het, en Here, somtyds versuim ons om te doen wat ons moet om die woord te bestudeer. So lei ons deur die Gees, dat ons getrou sal wees en die woord sal bestudeer. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.